Môre almal, ons lees vanoggend uit Romeine 8, 1 tot 17. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons, wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die lewe opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie, want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Herman het dit nou nie gesien nie. Okay. Herman, sien net die Bybel vat so. So ons wonder wanneer gaan die ding breek en die gebeur dit nou. Maar ons het gelukkig ouens met talente wat ek nie het nie. So ons het iemand wat dit gaan regmaak. Die plan was om nou hierna weg te vat. Hy is nie net 'n goeie loodgieter nie. Hy is ook 'n ou wat kan 3D goed druk en alles. So dankie daarvoor. Ja, maar so elke ou gebruik sy gawes, nee. Dis hoekom God ons bymekaar gevoeg het, want ons het gawes. En God gee vir ons gawes wat ons kan gebruik. Walter help my met my loodgieterwerk, maar hy is ook die een wat nou hierdie ding gaan regmaak, want hy kan 3D print. Ons het ouens wat kan koffie maak en skoonmaak en alles. Vanoggend toe ek hier instap, ons 'n bietjie laat gewees, maar toe's arme Bond alweer hierso.
hy swat, hy studeer nou en is vermoeid, arme hatte nie wat saam met hom moes kom vanoggend vroeg. En hy's elke liewe Sondag op sy pos besig om die goed op te slaan. En ja, dit is net vir my wonderlik. Hy kry geen geld daarvoor nie, maar hy's hier. Die span wat hy sing, ek weet of julle Roan gesien het. Is asof hy ek het die idee gekry so asof hy sy kop so in die wind sit en 'n vas bries kry. Sommige gees het ook het gesien, is God Heilige Gees wat hy ervaar het terwyl hy sing, want dit is sy gawe, maar hy's 'n prokureur. Dis wat die rekeninge betaal is, sy prokureur wees, want ons het nie genoeg geld om te betaal om dit te doen nie. Ek glo ons moet, die kerk moet vir hom kan betaal, dis hoe ek my Bybel lees, maar ons kan nie. Maar hy gee sy tyd, en ja, so as vandag se preek jou enigstens aanraak en jy voel, luister, ek wil ook dien. Vanoggend met 'n besoeker gepraat wat dieselfde gesê het, luister, ek voel, ek is hierso want ek voel, ek het gawes wat God wil hê ek moet gebruik. So as jy voel, jy wil af en toe vir Bonna uithelp, dat hy af en toe 'n Sondag kan afkry, kom steek jou hand op, gaan na hom toe, praat met hom. Bonna, waar is jy? Daar agter, ek weet nie, kan sien, is die jong fris mannetjie met die brille en die wit hemp. Of as jy wil help met die kinderbediening, ons het kinderbediening regtig klassies nodig, ekstra klassies, want ons groei. Kom steek jou hand op. Laasweek het daar 2 mense hand opgesteek. Een is my dogter wat nou matriek is. So, kom gee, kom dien. Want so kan ons mekaar help. Maar Romeine 8 is my wonderlike teks. Baie ouens noem dit die hoofstuk van alle hoofstukke. John Piper is liries hieroor. Ek wil eintlik John Piper so goed lees of luister voor ek Romeine 8 doen nie, want of wanneer ons Romeine 8 doen nie, of Romeine doen nie. Want as iets binne my wat sê nee, kyk eerder na hom. En as my mooi, en as ek dan daaraan dink ek aan John Piper wat sê, hoekom in die lewe sy na my goed wil kyk? Lees die Bybel. Maar Romeine 8 is 'n ongelooflike diep hoofstuk. Elke liewe vers kan jy 2 of 3 preke oormaak. Maar ons preek 'n reeks oor Romeine en ons moet die volle raad van God preek. So ons kan nie te lank stil staan nie. Maar ek gaan 3 preke preek in die reeksie. Ons het die volgende reeksie is 4 preke. Ek gaan 3 preke preek oor Romeine 8. 2 vol Romeine 8 en dan 1 Romeine 8 en 9 en dan Romeine 10. So as jy nie is hierso, bly kom volgende week weer. As jy voel jy wil jou vriend nooi wat nie die evangelie ken nie, of wat nie is in die geloof en wat diepte nodig het, bring hom na die reeks toe. Elke liewe preek kan jy op sy eie doen, want dis hoe wonderlik die Bybel is, maar saam is dit 'n ketting, saam is dit 'n mooier, dieper beeld. Ek sal regtig voorstel, as jy ooit gewonder het wanneer om jou pel te nooi, of jou kollega te nooi, enige tyd hierdie volgende 4 weke is die tyd. As jy voel jy het nodig om te verdiep in die geloof, moenie daai longerhand doen nie, moenie die laat Saterdag aand kuier nie, of wat dit ook al is wat jou uit die kerk uithou. Kom kerk toe. Kom luister na die woord. Jy het dit nodig en mense om jou het dit nodig. So lekker in toe ons sing. Toe jy weet agter ons kom sing, ek kon hoor hoe sy sing. Ek kon hoor hoe my vrou langs my sing. Ek hoor hoe Charlie voor my sing. Dit help my om lekkerder te sing. Ek weet nie, maak dit sin nie. En dit so help ons mekaar ook. Saam help ons om mekaar, om God te beter te dien. Maar met dit gesê, kom ons bid net gou saam. Ag Here, ons wil stil raak voor U. En ons het nodig om eintlik stiller te raak, want U is groot en U is heilig en hierdie is diep. Maar tog is dit vlak genoeg vir 'n kind om deur te loop en te verstaan. Maar is ook diep genoeg dat 'n man met 'n doktorsgraad in teologie kan verdrink hier binne. En ons bid Here, kom breek dit oop. Is net U wat dit kan oopbreek. Die prediker is swak.
Maar U is groot, U is heilig, U is almagtig en mag U verheerlik word, Here. Mag U verheerlik word hierdeur. Spreek met ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So paar duisend jaar terug was daar 'n man gewees wat paar dae in God se teenwoordigheid was. En hy het afgekom met 2 kliptafels. En op die kliptafels was wat God wil hê ons moet doen. Nee, was God se wet, God se wil. En in 'n sekere sin God se liefdesverklaring aan sy kinders. God se huisreëls sê luister, ek gaan julle God wees, julle gaan my volk wees. Ek gaan soos 'n pa vir julle wees. Julle is nou in my huis. Julle is nie meer slawe nie. En omdat julle nie meer slawe is nie, gaan julle 'n paar goed moet doen. En dit gaan maak dat julle in my teenwoordigheid kan wees en dit gaan maak dat die wêreld kan na julle kan kyk en sien julle is anders. Julle is my kinders. Julle is heilig vir my. En soos hierdie liefdesverklaring, ek kan dink met groot verwagting, met groot hoop, met blyheid in die hart het hy afgekom van die berg af, nog in verwondering. Die Bybel sê sy gesig was anders gewees. Het hy afgekom en hy het 'n groep mense voor hom gesien. En hy was diep teleurgesteld. Hy was so teleurgesteld dat daai teleurstelling sy hart gebreek het en met 'n stikkende hart gooi hy die kliptafel stikkend. Gooi die liefdesverklaring van God stikkend. My eerste reaksie is as nou hierdie goed lees en nou hierdie goed oordink is, jy het nou net God se heiligheid gesien. Jy het nou net in God se teenwoordigheid gewees. Jy het nou net gesien hoe die aarde skud. Jy het al hierdie goed gesien. Hoe het jy die guts om dit wat nou net vir jou gegee stikkend te hoe het jy maar vir 'n oomblik dink ek was die teleurstelling te groot. Want hy het geweet wat hy gesien het was die verhouding is verbreek. Die verhouding is verbreek. En my vraag is as Moses nou met die kliptafels voor jou staan. Met wat jy hierdie week gedoen het en hierdie naweek gedoen het met die rugby en die goeters. En môre gaan doen in die besigheid. As hy met daai kliptafels voor jou staan. Gaan hy dit vir jou lees of gaan hy dieselfde doen? Gaan hy dieselfde doen, want jy's of in God of nie in God nie. Jy's of in verhouding met die Here of jy doen wat hy sê of jy doen nie. Daar is nie middelweg, daar is nie lou by God nie. Inteendeel, God sê in Openbaring, was jy maar koud of warm en as jy lou, dan gaan ek jou uitspoeg. Waar staan ons? Dis belangrik. Waar staan ons? En ek dink dis waarom my ag ons heen vat is die vraag, waar staan ek voor God? Hoe lyk my verhouding teenoor God? Wat gaan nie aan? Romeine 1-7 vertel vir ons hoe lyk ons eintlik, nê? Romeine 1-7 net so vinnig agtergrond is 'n vergrootglas op ons lewe. Is 'n vergrootglas op ons verdorwenheid. Daar is sprake van heiligheid, daar is sprake van God se geregtigheid, van hoop, van redding. Alles word in 1-7 vertel, maar die oorhoofse tema, die oorhoofste indruk wat ons kry is, ons is uit ons eie uit tot niks goed in staat nie. Uit ons eie uit is ons besig met afgode, is ons besig met sonde. Uit ons eie uit is ons daar waar Moses die kliptafels moet neergooi. Uit ons eie uit. En dan kom hy in vers 1 van hoofstuk 8, wat Bybel sê, kan gerus saam met oophou, laat ons saam deurgaan. Maar in vers 1 begin hy, dan sê hy, maar daar is dan nou geen veroordeling vir diegene
wat in Christus Jesus is nie. En dit is vreemd om so te begin. Dit is vreemd om so te begin as jy vir 7 hoofstukke vertel het van hoe sleg ons is, van hoe sondig ons is, van hoe ver ons van God af is. Dan begin hy met dit en hy sê daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar onthou, die Bybel is soos 'n klomp skakels, 'n ketting met klomp skakels. Herman, ek gaan jou stoel steel. Herman is nie hier nie, so kan maar sy stoel steel. Die Bybel is soos 'n ketting met klomp skakels en die skakels raak aan mekaar. So einde van hoofstuk 7 dan sê Paulus, hy vertel van sy sondige mens, hy gaan oor en sê ek ellendige mens, kom ek lees vir julle. Ellendige mens wat ek is, ons vertaling 53 sê ek ellendige mens. Ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red van hierdie doodsbestaan? So hy beskryf in vers 24 van hoofstuk 7, beskryf hy sy lewe as een groot ellende. Hierdie apostel, hierdie ou wat sy lewe gee, wat gemartel is, wat deur hel gegaan het vir God, né? Hy beskryf homself as 'n ellendige mens wat 'n doodsbestaan het. Hoeveel te meer sal ons dit moet doen nie? En dan sê hy, wie sal my kan red van hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, God die Vader, deur Christus Jesus, ons Here. So hy sê eintlik, ons verdien niks nie, ons is op pad hel toe, maar God gee Christus. Hy red ons. So dis waar ons hoop is. En dan sê hy, dan vat hy daai gedagte en dan gaan hy aan, dan sê hy, en dis waarmee hoofstuk 8 vers 1 begin. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So hy sê hierso, hier's twee wette. Die een is die Gees, God die Heilige Gees wat lewe gee. En die tweede ene is die wet wat die dood bring. Dis die twee wette wat daar is. En party vertalings sê dit as krag. Daar's twee kragte aan die werk. Daar's twee strome, drukstrome aan die werk, kan ook 'n moontlikheid, vertalingsmoontlikheid wees. So daar's twee goed wat besig om te gebeur en jy's of in die een stroom of jy's in die ander stroom. Jy's of besig om saam met die stroom te gaan wat lei tot verderf, of jy's in die ander stroom besig om in deur God die Heilige Gees se krag, deur die redding wat aan jou gegee is jy in die stroom van ek het hoop, ek het redding, ek het krag, ek het lewe. So een stroom is jy op pad hel toe en die ander stroom is op pad hemel toe en die werklikheid is daar is regtig hel. Dit bestaan werklik. Is 'n plek sonder God, is 'n plek wat ons oorgegee is aan ons eie begeertes, is 'n plek van loutering. Baie ons dink is vuur, ons weet nie, ons gaan eendag weet, maar ons weet net dit gaan nie lekker wees daar nie. En daai stroom waarin ons is, as ons in hierdie stroom is en die een krag is op pad hel toe sonder die Heilige Gees, is aards. Die ander een is hemels, is met die Heilige Gees op pad hemel toe. En dis dan die twee strome en nou sê hy ons staan nou onder geen veroordeling. Dis regsterme wat gebruik word. Hy gebruik regstaal, is asof hy ons as ons voor die regsbank daag en dan sê okay, jy's vrygespreek. Maar jy's skuldig. Die prys is betaal. So as ons teksvers kan opsom, is daar 4 groot dele. 1 tot 4 sou 'n mooi tema gewees het as mense preek daarvan wou maak voor die regsbank. So vertel van wie ons is voor die regsbank, wat is die uitspraak.
dan van vers 5 tot vers 11, sou 'n goeie tema gewees het, waar slaan jy jou tent op? Waar vertoef jy? En dan 12 tot 14 sal wees, gaan maak dood, gaan pleeg moord, en dan 15 tot 17 sal wees onder die Vader se beskerming. So die eerste 4 verse voor die regbank. Soos nou gehoor, ons is tot niks goeds in staat nie. Ons doen sonde, ons maak droog, ons is gestres, en wanneer ons gestres is, doen ons dinge wat ons verder van God af bring, en ons probeer self dinge doen wat ons hemel toe kan vat. En wanneer ons dit doen, dan sê ons eintlik, ons het nie God nodig nie. Ons het nie verlossing nodig nie. Ons het nie 'n redder nodig nie. Ons kan self. Ons kan self. En daardeur verwerp ons eintlik Christus Jesus, is dit nie? Daarom verwerp ons eintlik God as Vader. Dink mooi daaroor. En wanneer ons sê ons kan self by God uitkom, ons kan self die regte ding doen, dan verwerp ons eintlik die kruis. En Paulus sê nee. Ons is in Christus Jesus. So ander woorde, daar's die ander wet, die ander krag, die ander stroom is lewe. Is lewe in Christus. En dan gebruik hy die wisselterme, Christus en die Heilige God, die Heilige Gees, né? Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So wat Paulus hier sê is, ons was in die stroom, ons was op pad hel toe, ons was op pad ver van God af weg. Ons het probeer, ons gespartel, ons het al hierdie dinge gedoen, maar die stroom was net eenvoudig te sterk. Die stroom was net eenvoudig te sterk, en dit het ons gevat. En God het gekom en hy het ons gered. Ons was besig om te verdrink. Hy het ons gered en hy het ons lewe gegee. Hy het ons hoop gegee. Toe Moses hy klippe stuk en slaan, het God nie daai hele volk doodgemaak nie. Hy kon. Hy sou nie eers wreed gewees het. Hy sou regverdig gewees het. Maar hy het hulle genade tyd gegee. Hy het vir hulle reëls gegee, hy het vir hulle genade gewys, maar daar is iets meer. Hy het sy hart aan hulle ontbloot. Dit is 'n preek vir 'n ander dag. Maar net so het God nie, toe jy gisterand of gister of vanoggend sonde gedoen het hy jou nie net doodgeslaan nie, maar het jy sy genade aan jou gewys, sodat jy mag wees, sodat jy nou mag aanbid, sodat jy hom mag noem Vader. Ons gaan nou daarby kom. Vers 3, dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Nou is baie teologie daar binne. Maar in kort is dit wat ons in die katekismes leer waar. En dis wat hier staan. In kort moes Christus 'n mens kon word. En hy moes sonder sonde wees, want as hy sonde gehad het en hy het gaan sterf, het hy net vir sy eie sonde betaal. Maar hy moes sonder sonde geleef het, sonder sonde gewees het, sodat wanneer hy sterf, dat hy onskuldig kon sterf, en dat daai bloed kon betaal vir ons sonde. Want jy sien, dis bloed wat nodig was, van die begin af. Die besnydenis aan die vooruit, die offer van Abel, die bloed
moes vloei. 'n Onskuldige mens moes sterf, sodat redding kon kom, sodat die prys betaal kon word. Want die verhouding tussen ons en die Vader is gebreek. Ons het onsself uit die stroom uitgehaal en stroom van redding uitgehaal, die stroom wat God gee, die lewende waterstroom uitgehaal en ons het onsself gesit in die stroom wat lei na die dood toe. Ons het self uitgeklim. God het ons nie uitgehaal. En iemand moes daai prys betaal het. En dit is wat vers 1 sê, vers 3 sê. Sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Die wet vereis 100% getrouheid. 100%. Elke keer wat jy na 'n vrou kyk en haar begeer jy die wet oortree. Elke keer wat jy die man wat in die taxi ry 'n woordjie gegee het wat pas by sy gedrag, het jy sonde gedoen, het jy oortree, verdien jy die hel. Het dit 'n skeiding gebring tussen jou en God. Maar Jesus het nie kom sonde doen. Hy dit wat die wet gevra het kom volmaak, kom vervul. En daai vir ons wat die eerste keer hier is, ons noem dit 'n aktiewe redding. Hy het aktief kom leef, hy het aktief die wet kom vervul namens ons. En toe het hy passiewe redding vir ons gegee aan die kruis. So hy het passief gaan ly aan die kruis. Sodat daai lewe van hom in ons ingeplant kon word. Dis wat Romeine 8 vers 3 sê. So daai 8 vers 3 en 4 sê. So daai volmaakte lewe in ons ingeplant kon word en ons onvolmaakte lewe uitgehaal kon word en in hom gesit kon word, sodat ons reg kan wees voor God, sodat wanneer God na ons kyk, dat hy nie vaskyk in hierdie vuil sonde nie, dat hy nie vaskyk in hierdie wegbreek van hom, in hierdie vuisbal teen hom nie, maar dat hy kan kyk en sien my seun, my dogter, wat ek liefhet. Niks is nou tussen ons nie. Jy is heilig, soos ek heilig is. Jy is heilig, soos ek heilig is. En dis waarmee Paulus hierdie gedagte begin. Nie uit onsself uit nie, maar wie God is. Gee redding, ten spyte van jou swakhede, ten spyte van jou vuisbal, gee redding en genade en hoop. Hy haal jou uit die stroom uit en hy sit jou in die regte stroom van lewe, tussen lewende water, sit hy jou. En die Heilige Gees deurspoel jou. En hy bring vrede in jou gemoed, vers 7. Dit bring vrede. Dan vers 5 tot 11, wat ek so einde van die maand, as Here se wil is, gaan ons weer Bybelstudie, maar gaan ons bietjie anders doen. Dan gaan ons Romeine 8 en 9 vat, en ons gaan so bietjie vers vir vers, so dit gaan bietjie langer wees. Vers vir vers Bybelstudie doen uit dit uit. So met die Bybel in die hand gaan ons bietjie kyk. So einde van die maand gaan ons dieper delf. So as jy meer wil weet, kom einde van die maand, as ons afgesluit in hierdie kort reeksie, dan gaan ons na kerk gou 'n bietjie dieper kyk. Maar vers 5 tot 11 is die groot vraag, dink ek, wat gevra word is waar staan ons? Nou dat ons dit weet. Nou dat ons weet wat God vir ons gedoen het. Nou dat ons weet ons is skoon gewas. Nou dat ons weet ons is in die stroom. Waar slaan ons tent op? Waar is ons huis? Waar is ons denke? En om hierdie beeld te gee, raai foto asseblief op. Daar's 2 foto's wat ek gevra het. Hier is die eerste ene, dis 'n tent. Julle nou nie so mooi kan sien nie. Dis 'n tent
Daar is nommer 27 en die volgende ene. Die DK Ultra. So gister was groot dag in die SA Sport gewees, maar vandag ook. Een van ons vrouens van ons land verteenwoordig Suid-Afrika, Rita Rousseau, hulle spring vandag weg, ek weet nie of hulle al weggespring het nie, maar wat sy 10, DK is 10 Ironmans gaan doen in 14 dae. Dis die plan. So, hulle begin met 38 kilo swem, dan 1600 fietsry en dan 440 kilos, 420 kilos hardloop daarna. Nou die tent, gaan weer terug na die tent toe. Dis waar hy mag slaap vir die volgende 14 dae. Gisteraan daar geslaap en dis waar hy nou gaan slaap. Nou vir die volgende 14 dae, eintlik al 'n ruk terug het sy begin fokus. Sy het gepraat, sy sê nee, sy het laas jaar probeer, sy het dit nie gemaak op 296 kilos in die draf, so sy het die swem gedoen en die fietsry gedoen, 296 kilos in, toe ek weet nie of haar lyf opgepaat het, fout gegaan nie, maar sy het toe nie klaar gemaak nie, sy het amper klaar gemaak. 296 kilos is al baie om te draf, paar dae nie geslaap het nie. Maar hierdie jaar het sy 35, laas jaar het sy 30 ure 'n week geoefen, hierdie jaar 35 ure 'n week geoefen, om haar lyf voor te berei hiervoor. Maar dink net die seer wat jy het, hoe seer jou lyf is, na jy 38 kilo geswem het. Hoe seer jou bolyf is, dan moet jy nog op 'n fiets gaan sit, hoe dit kramp, hoe jou voete voel, na 1600. Hoe dit voel om 'n paar dae nie te slaap nie, hulle slaap so 15 minute 'n dag, hier aan die begin, slaap hulle. Hoekom? Want hulle is gefokus op die eindpunt. Hulle is gefokus, en as sy dit kan regkry, is sy die eerste Suid-Afrikaner, ek dink die eerste ou in Afrika wat dit kon regkry. Want sy fokus. Nou is ons lewe nie ook so nie. Ons het al hierdie pyn en al hierdie seer en al hierdie goeters, en ons het al die kan maar afsit. Ons het al hierdie dinge wat ons aandag kan aftrek van die lewe, van ons doel. En dan is dit so maklik wat ons wil opgee. Want ons hou van slaap, ons hou van gemak, zones, ons hou van dinge wat ons wegtrek van wat ons eintlik moet doen. Want ons is swak. Jesus se eie disippels kon nie saam met hom wakker bly om te bid nie, want hulle het aan die slaap geraak, toe hy in sy diepste nood was. Nou hoeveel te meer nie ons wat nie Jesus van aangesig tot aangesig sien nie. Maar wat Paulus hier sê in verse 5 tot 11 is waar is jou gedagtes? Waar slaan jy tent op? Waar is jy? As Rita nou vanaand of môre aand begin moeg raak en sy besluit, maar sy gaan eerder in die tent wees vir 8-9 ure, gaan sy dit nie maak nie. Sy gaan dit nie maak nie. Maar haar kop is gerig op die eindpunt, op die doel, op die groot ding. Sy het nou 'n WhatsApp gestuur, toe sy sê nee, sy gaan 10 laps swem, 10 ronde swem, vir elkeen van ouens wat haar ondersteun en vir haar bid, en dan gaan sy vir haar pa dit doen, want haar pa is onlangs oorlede, maar waarvoor sy dit eintlik doen, is om God te verheerlik, met haar talente. Dis waarvoor sy dit eintlik doen, Rita Rousseau, en ek glo sy sal dalk eendag kom getuig as sy klaar gemaak het. Maar wat besef sy? Hoe dink sy? Sy dink aan God. En dis haar doel. Vir die volgende 14 dae dink sy aan om klaar te maak, sodat God verheerlik kan word. Luister wat Paulus sê, en dit klink reg, vers 9. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand
die gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdigheid is die gees lewe. As die gees van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. So wat hy sê is jy's of in die stroom, of jy's, nou gebruik jy 'n bietjie ander beeld, nê? Jy's of in die tent, van, in jou denke is jy of daar waar God nie is nie, of jou denke is daar waar God is. Dis waar jy huis opslaan. Dis jou plek waar jy hoop kry, waar jy herstel kry, waar jy gou reset word in jou emosies, jou denke, jou liggaam herstel kan word. Of jy's daar of jy's nie daar nie. En nou sê hy, dink waar jy dink jy is, waar jou hoop op is, waar jou fokus op is belangrik vir God. En dis 'n teken, vir as jy hier is dit 'n teken dat God die Heilige Gees in jou is. Is dit 'n teken dat ons Here Jesus Christus in jou is? Is dit 'n teken dat jy behoort aan God? Soos ek dit kan vertaal in ons taal, in vandag se taal is, as jy deur die week kyk na jou lewe, en jy sien dat jou lewe eintlik wys dat jy tent opslaan op die verkeerde plek, dat jy tent opslaan by wêreldse dinge. Dat parties en drink en braaie en geld en mooi karre en mooi klere en aardse bekommernisse en al daai goeders, as dit die meeste van jou denke vat, is jy dalk in die verkeerde tent. Is jy dalk op die verkeerde plek. Maar as jy in jou swaar, in jou seer, ten spyte daarvan, ten spyte van wat die lewe vir jou bring, al doen jy partykeer sonde. Ek was vanoggend weer lelik met Marietjie omdat ek 'n man is en dom dinge doen. Maar as ons oor die groter geheel van ons huwelik kyk, dan kan jy sien ek is lief vir haar. Kan sien ek probeer, kan sien ek sê jammer. En ek veg teen die sondes, veg teen die seer, veg teen die sondes wat ou doen teenoor ander mense. So as jou oorhoofse prent wys jy's in God, dan is jy op die regte plek. Maar pas op. Want as dit wys jy is nie op die regte plek nie, as dit wys jy is besig met aardse goeders, dan jy dalk nie God die Heilige Gees in jou nie. Want jy dalk nie God die Heilige Gees in jou nie. So waar bly jy? Waar bly jy? Dis 'n vraag wat Paulus hier hard en duidelik vra. So liewe die kruis, waar bly jy? Jou vrugte sal wys waar jy bly. Waar jy op geld spandeer sal wys waar jy bly. Hoe jou kalender lyk sal wys waar jy bly. Waarmee jy besig is. Soos dit waar die Rita gaan nou die volgende 14 dae, 10 tot 14 dae. Moeilik en swaar is, soos ons lewe ook moeilik en swaar. Ek gaan doen eerder nou 'n Ironman as om sonder om te geoefen het daarvoor. As om weer dag te wees soos ek 'n paar maande terug was wat ek sukkel om op te staan. Dis erger as 'n Ironman. Kom ons wees eerlik met mekaar. Van ons is daar wat ons sukkel om op te staan. Van ons is daar wat ons voor 'n berg staan in ons besigheid en nie weet hoe gaan ons die boeke groen hou nie.
Dis dalk jou las, dis dalk jou kruis, dis dalk jou uitdaging voor jou. Maar doen jy dit? Hoe hanteer jy dit? Hanteer jy dit vanuit die Gees uit, vanuit waar jy bly, vanuit die roeping uit dat jy op pad is en hierdie goeters is doen jy pak jy geesgedrewe aan of doen jy dit maar op 'n wêreldse manier met wêreldse dinge? Waar bly jy? Ek wil nie te lank hier bly stil staan nie. Waar staan jy tent op? En dan sê Paulus vanaf vers 12 tot 14 sê hy gaan pleeg moord. Gaan maak dood. Wat moet jy doodmaak? Die vlees. Die wil in jou om dit die wêreldse manier te doen, want dit gaan daar wees die res van ons lewe. Jy gaan wil sonde doen. Jy gaan wil verkeerde goed doen. Dit gaan vir jou makliker lyk om te doen. Dit gaan die maklikste wees. Dit gaan vir jou lyk of dit die meeste vrugte gaan afwerp partykeer. En Paulus sê in vers 12 tot 14, veg daarteen, maak dood. Hy sê ons het die verpligting, hy sê ons die roeping, ons het die verpligting, maar nie teenoor sondige aard om daar volgens te leef nie, want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf, julle sal hel toe gaan. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, einde vers 13, sal julle leef. So die oomblik as hierdie gedagtes opkom dat die wêreld makliker is en die sondes makliker is en lekkerder is, die oomblik as hierdie goeders opkom, dan sê hy, veg daarteen, maak dit dood. Ons het meeste van ons hier Driekus Du Plessis se geveg gesien teen Izzy. 2 weke terug. Nee, ons het almal wakker, meeste van ons het wakker geword en dit gekyk. Die van ons wat 'n lewe het. En Driekus het nie stil gestaan nie. Hy het geveg vir sy lewe. Hy het geveg vir sy lewe. En dis die beeld wat ons kry. Paulus sê, gaan in. Gee jou alles. Maak hierdie ouetjie dood. Maak hierdie ouetjie dood. Want hierdie ouetjie gaan jou lewe kos. Maak hom dood. Maar ek is bekommerd dat ons op 'n plek kom waar ons as ek Louis Giglio se beeld kan gebruik wat hy jare terug gepreek het. Ek was nog jong toe ek dit gesien het, maar dit het 'n groot indruk op my gemaak. Is hy sê ons het die wêreld aan die een hand en ons het God aan die ander hand en dan maak ons so en dan dink ons kan 'n lekker veilige eenheid maak tussen die twee wêrelde. Maar dit kan nie. Dis of die een of die ander. Dis of die een of die ander. Ons kan nie die dronkou wees. Ons kan nie die vegter wees. Ons kan nie die ou wees wat nie ons verpligtinge nakom in die huis. Ons kan nie die vrou wees wat haar man heeltyd verneder en onderdruk nie. Ons kan nie die kind wees wat heeltyd weghol en aardse genietinge soek. Ons kan nie dit wees en geesgedrewe wees nie. Ons kan nie die twee wêrelde bymekaar bring nie. Dis of die een of die ander. Dis of die een of die ander. Dus maak dood. Maak oorlog. En hy sê vir ons hoe ons dit doen. Hy sê vir ons deur die woord te lees. Bybel te lees. Deur God die Heilige Gees toe te laat om deur die woord te spreek. Iemand het een keer gesê, en dis 'n pragtige beeld, ek dink dit was Johannes Calvin of Martin Luther, een van daai groot name het gesê, die Bybel is soos 'n leeu. Jy kan nie 'n leeu verdedig, jy kan hom net loslaat. So as jy nader aan God wil kom, lees die Bybel, want hy gaan jou verslind. So lees die Bybel, lees. Want die Bybel leer vir ons hoe om weg te kom van welis af. Die Bybel leer vir ons hoe om beter besigheid te doen. Die Bybel leer vir ons hoe om geesgedrewe te leef.
Die Bybel leer vir ons hoe om op die regte goed te fokus. Die Bybel leer vir ons hoe om met ons geld te werk, hoe om met ons tyd te werk, hoe om met ons kinders te werk. Die Bybel leer vir ons en hoe meer ons in die Bybel is, hoe meer tyd ons daar spandeer in die Bybel, hoe beter gaan ons word as mans, as vrouens, as kinders, as ouers. Die Bybel. Want die Bybel is woord van God. Die Bybel is God se liefdesbrief vir ons. En ons het God die Heilige Gees in ons. Wat ons, wanneer ons die Bybel lees, vir ons hierdie goed leer en ons oopmaak en hierdie goed op ons hart skryf. Jeremia 31 vers 33. Ek sal my wet, sê God, hy beloof dit. Ek sal my wet in hul binneste gee, in jou binneste gee. En dit op julle harte neerskryf. Ek sal vir julle God wees. En julle sal vir my 'n volk wees. Ek sal die wet op julle harte neerskryf. So ons weet klaar wat reg en verkeerd is. En wanneer ons die Bybel lees, dan word hierdie goed waar. Dan word dit duideliker. Dan word ons al heiliger en heiliger en heiliger. Dan sterf ons die sondes af, wat ons weerhou van God, wat ons wegtrek van God af. En hy begin met God gee genade, God gee geloof, God gee alles en dan sê hy nou, omdat julle dit weet, veg nou. Kyk waar julle tent opslaan. Kyk aan wat se stroom julle is. En dan eindig hy weer met julle weet nou, dit kom van God af. Vers 15 tot 17, ek lees vir ons vinnig en ons sluit daarmee af. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees. Met ander woorde, omdat die God die Gees in ons is ons nie verslaaf aan hierdie stroom, aan die wêreld nie. Ons het die vermoë om vry te kom. Ons het die vermoë om onder dit uit te kom. Ons hoef nie daar te leef nie. Ons het iets anders in ons. Ons is nie 'n prooi van die wêreld nie. Ons is oorwinnaars in 'n stikkende wêreld. Ja, die wêreld is stikkend. Ons is stikkend. Ons lewens om ons is stikkend. Maar ons is nie prooi daarvan nie. Ons is nie verslaaf aan hierdie goed nie. Ons is vry. Sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nie julle die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba Vader. As jy die Gees ontvang wat vir ons sê, jy's aangeneem. Ja, jy het sonde. Ja, jy maak droog. Ja, as jy weer sien dat jy die tent aan die verkeerde kant opgeslaan. Ja, as jy weer sien as jy voel dit vir jou weer 'n verkeerde stroom is. Maar jy's as slaaf gered. En jy's in 'n huis gesit. En in daai huis noem jy God Abba Vader. Abba beteken papa, is 'n liefdeswoordjie, is 'n woordjie wat ek in die teologiese skool waar ek was, ons half bietjie sê nee, jy kan nie God so sien nie, maar jy kan God so sien. Jy kan God sien as jou papa. Jy kan hom dit noem. Hoekom? Want hy woordjie Abba is 'n Arameese woord. Dis wat ons Here Jesus uitgeroep het aan die kruis. Abba. Dis wat hy gebruik het, die woord wat hy gebruik het as hy God Pa noem. Papa noem. En soos ons gesien het aan die begin wat Paulus sê, daai lewe wat hy reg geleef het, sodat hy kan sê Papa, Abba, daai lewe het hy in ons geplaas, sodat ons kan sê Abba, Papa, my Vader, my God, my Maker, my Skepper. Daarom
As ons saam met Christus, eindig hy mee, erfgename van God. Saam met Christus, erfgename van God. Jy het niks te doen om dit te verdien nie. Jy het niks te doen om daardeur te gaan nie, maar daar's 'n woordjie mits. Mits ons inderdaad saam met hom lê, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Soos ons sien het in die preek, ons gaan swaar kry. Ons gaan. Maar die swaar wat ons kry, die seer wat ons kry, die verkeerd wat ek Maritjie vanoggend aangespreek het, en sy het probeer liefde wys, ek het dit nie so ervaar nie. Ek weet nou dit was verkeerd. Sy het gelei, omdat haar man 'n sondige mens is. Maar sy het saam met Jesus gelei, want die sonde was nie teen haar nie. Dit was teen God. Mans, dis wat ons doen. Ons sondig nie teen ons vrouens, ons sondig teen God. Ons sondig nie teen ons kinders nie, ons sondig teen God. Dis wat sonde is. Maar hy het kom reg leef. En gaan ons die sonde wat teen ons gedoen word, gaan ons die seer waardeur ons gaan ons dit vat, gaan ons deurdruk en fokus op die volleinder van ons geloof, ons Here Jesus Christus. Tot aan die einde. En dan gaan ons hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dis waarin ons op pad is. En volgende week gaan ons bietjie dieper gaan, en ons gaan so elke keer so bietjie dieper gaan. En tot aan die einde van die reeks, maar kom ons hierdie week, kom ons kom op 'n plek waar ons besef, ons staan in die huis van die Here. Elke liewe oomblik is ons in sy aangesig voor God. Dis wat ons as gereformeerdes glo, dis ons kern van ons geloof. Elke oomblik is voor God. En kom ons leef so asof ons voor God is. Want as ons voor God is, gaan ons oorlog maak teen die sondige mens in ons. Ons gaan hom haat. Ons gaan hom keel afsny. Elke keer as hy opstaan, wil ons hom uitslaan. Ons gaan hom nie troetel nie, ons gaan hom nie kos gee nie, ons gaan hom uitslaan. Want ons kan ons God Pa noem. Ons het Christus wat vir ons gesterf het. Dis God wat vir ons geleef het. Ek sluit af. Ek wil 'n stuk lees van 'n pa wat saam met Christus gelei het. Sy seun het gesterf. Hy het gesit en kyk hoe sy seun sterf. En dis wat hy gesê het. Die moeilikste ding in my lewe was om my seun te sien sterf. Om te sien hoe my vrou sien hoe haar seun doodgaan. Te sien hoe my kinders toe kyk hoe hul broer sterf. Ek as pa sou enigiets doen om te red, maar ek kon nie. Hy het nie die vermoë gehad. Hoe moeilik dit was, hoe moeilik dit ook al was, dit was ook die keer wat ek intens bewus was van die meeste liefde wat ek ooit ervaar het. Ek het toe gekyk en kon niks doen aan my seun se sterwe nie. Maar hy het nie, is nou God. Hy het toe gekyk hoe sy seun sterf. En hy kon iets doen. Maar hy het nie. Uit sy liefde vir my. Wat sê Paulus? Mits ons saam met Jesus lê. Ja, my seun sterf, maar ek is bewus, want ek het God die Heilige Gees in my, dat daar God is van liefde. En dat God van liefde deurgegaan het, erger deurgaan as wat ek nou deurgaan. Want hy leef, en hy's groot, en hy's werklikheid. As 'n pa dit kan sê, van sy seerste seer, hoeveel te meer kan ons dit sê, van dinge waardeur ons gaan. Mag ons God verheerlik, hierdie week. Mag ons hom Papa noem, Abba noem.
Mag ons uit die stroom uitklim. En kom, ons klim in die kruit in. En kom ons maak oorlog. Amen.